Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disipels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Ons is in Jesus Stories deel 72 en ons praat oor Jesus. Ons wil Jesus graag ken en ons ken hom deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het. En wat hy gesê het en wat hy gedoen het, hy het net gesê wat sy Vader gesê het en hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het. Want hy was op die aarde met een spesifieke doel en dis om ons verhouding, die menseverhouding met God te herstel en vir ons 'n pad te maak na God toe. En hy is die enigste manier om ons pad na God toe te maak. Jy kan nie vir jouself 'n pad maak na die Here toe nie. Jesus Christus het vir daai pad gemaak. En slegs deur te vertrou in die werk wat hy vir jou gedoen het, kan jy by die Here uitkom. Daar's nie 'n ander manier nie. Toe ek hierdie gedeelte hierdie week lees, toe kom hierdie gedagte die hele tyd by my op. Ek dink, as jy dit lees, is daar niets anders wat by jou kan opkom. Die sien is glo. Sien is glo. Hierdie is 'n verskriklike, gevaarlike ding om te glo wanneer dit kom by jou verhouding met die Here. En ek gaan vir jou mooi verduidelik hoekom ek so sê. As die Here homself eers aan jou moet bewys voordat jy glo, dan beteken dit hy bestaan vir jou en nie jy vir hom nie. Dink net gou logies hieroor. Hy moet homself eers aan my bewys voor ek glo. Dit beteken, jy is die oppergesag en hy moet bewys hy is die oppergesag. Dis nogal 'n arrogante posisie om in te neem in jou lewe. Dis 'n gevaarlike ding hierdie om te sê. Om te sê, sien is glo. En ons hou ook net van hierdie stelling wanneer hy ons pas. As jy mooi daarna gaan kyk, die wêreld deel houe uit. Ouens, ons kry seer. Vandat ons op kleuterskool is, en die ouetjie het jou van die swaai afgejaag. Van daar af, voel jy al geboelie. En hoe verder jy gaan, hoe meer word jou vertroue gebreek in die mensdom, en net in hoe goed gebeur, en net in wat jy sien en gesê word, en ons weet nie meer of goed waar is nie, so, nou moet ek dit eers sien, voor ek dit glo. En dit het net, as jy mooi in jou lewe dink, het net in sekere goeders in jou lewe so gewerk. Nie in alles nie. Daar is sekere goed wat jou ma en jou pa vir jou geleer het, en jy het net op sy manier geglo, en jy doen dit tot vandag toe nog. Sien as glo is 'n groot probleem in ons huidige wêreld waarin ons vandag leef. Want maak nie saak of jy Facebook of TikTok of Instagram of enige sosiale media op YouTube kyk nie, jy weet nie meer of dit reg is, jy weet nie meer of dit waar is nie. Jy kan vandag 'n video kyk van jou gunsteling kunstenaar wat 'n nuwe liedjie geskryf het en hom sing. En is al die tyd nie hy nie. Dis 'n rekenaar wat die liedjie geskryf het, kunsmatige intelligensie en die musiek gekomponeer het en is sy gesig, maar is nie hy nie. As sien glo is, dan is jy weerbaar vir illusie wat nie waar is nie. Jy's weerbaar vir manipulasie as jy jou hele lewe op dit baseer. As sien glo is, kan jy groot oordeelsfoute maak in vandag se lewe. Groot oordeelsfoute. Ons kan nie volgens sien as glo leef nie. Dis hoekom ons dit 'n geloof noem. Dis hoekom ons dit vertroue noem. As jy eers altyd moet bewys word, dan is jy nie meer, dan is dit nie meer 'n geloof en dan is dit ek is seker. Jy sien die groot probleem met sien as glo is, jy moet iets sien en dan ontvang jy inligting in jou brein. Met jou beperkte manier van redeneer, gaan jy dan tot 'n gevolgtrekking kom. Jy gaan jou mind opmaak met die inligting wat jy sien. Maar jou redeneringsvermoë is beperk. Jy weet net ten dele, jy sien net ten dele. Jy weet nie als nie. So wat is die kans dat jy die regte gevolgtrekking elke keer gaan maak? Want God is groter as ek en jy. Hy dink waar ek en jy nie dink nie. Hy het
die volheid van die skepping geskape. Alles is deur hom en vir hom geskape en verheerlik hom konstant. Alles is vir hom geskape. Hy is nie vir jou geskape nie, jy is vir hom geskape. En hy gee die geleentheid om jou vertroue in hom te sit. En jy sê, nee, ek moet eers sien. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees. Jou wêreld waarin jy bly, jou boksie waarin jy redeneer, is net so groot. En as jy alles moet sien voordat jy dit glo, dan bly jou boksie net so groot. Want jy baseer alles op jou eie gevolgtrekking. Dit is 'n gevaarlike plek om te wees in jou geloof. As jy alles moet sien, voordat jy dit glo. En veral in vandag se tyd. En ek dink die wêreld bewys ons eintlik dat hierdie is 'n gevaarlike ding om te doen. Die wêreld is eintlik besig om in daai rigting te groei met al die inligting wat beskikbaar is. Jy het al vir mense stories oor vertel wat jy op die internet gelees het of iewers gelees het of iewers gehoor het? Jy het dit al oor vertel vir die waarheid en dan sê jy daai ou sommer net daar vir jou, nee, dis nie die waarheid nie. Dit het al baie met my gebeur. Want ek het net geglo wat ek gesien het. Wat ek gelees het. So vanoggend se storie lig hierdie beginsel nogal baie sterk uit. Jesus en Thomas. Ek sien party plekke het ek Thomas sonder 'n H en ander plekke met 'n H. Ek weet nie, my H op jou keyboard wou nie altyd werk nie. Jesus en Thomas, Jesus het op die eerste dag van die week, wat 'n Sondag is, toe hy opgestaan het uit die dood uit, daai selfde oggend het hy die twee Marias en Salome verskyn in die graf. Hulle het hom gesien en hulle het vir die disippels gaan sê, spesifiek het Johannes en Petrus gehardloop om te gaan kyk of hulle Jesus kry, maar hulle het nie net lekker geglo nie. Johannes sê hy het geglo, maar al die ander evangelies sê niemand het geglo, hy het regtig uit die dood uit opgestaan nie. Hulle het geglo hy is meer gesteel as enigiets anders. Hulle was bietjie verward, hulle het nie geweet waar is Jesus se lijk nie. In elk geval, en toe verskyn Jesus in die dag aan twee ander mans, wat nie so naby soos sy 12 disippels aan hom was nie, en hulle gaan toe na die 12 disippels toe, of die 11 wat oor is, Judas het selfmoord gepleeg, gaan toe na die ander en sê, luister, Jesus leef. En hulle het ook gesukkel toe om dit te glo, en hulle is toe daai aand agter geslote deure, kruip weg, hulle is bang vir hulle lewe, want die Jode kan enige tyd opdaag en hulle arresteer en hulle na die Romeinse regering toe sleep en sê, ons wil hulle ook dood hê, en dan kry hulle ook die doodstraf. Hoe dit ook al sê, met klippe, met 'n kruis, kop afkap, hoe ook al. So hulle kruip weg agter geslote deure. En die volgende moet toe staan Jesus daar en hy sê vrede vir julle, maar daar was een ou nie daar nie. So hulle was net 10 disippels. Thomas was nie daar nie. En 8 dae later, en dis waar ons storie vandag begin, toe daag Jesus op by Thomas. En Thomas, wat genoem word Didymus. Nou die woordjie Didymus beteken tweeling. En daar's verskillende teologiese interpretasies en inligting oor hoekom het hulle vir Thomas se bynaam gehad, tweeling. En daar's 3 redes, ek hou die meeste van die derde rede. Die eerste rede is, hulle sê, hy het letterlik 'n tweeling boetie gehad. Wat ons nie weet wie hy was nie, hy was nooit 'n prominente ou in die Bybel nie, ons het nie eens 'n naam nie, en dis hoekom hulle hom tweeling genoem het. Die ander rede hoekom hulle hom tweeling genoem het, is want hulle sê, hy was die disipel wat amper soos Jesus gelyk het. Dis die tweede rede. So, naas Jesus, was Thomas. En dan die derde rede, en dis die rede waarvan ek die meeste hou, en ek dink, as jy Johannes die evangelie lees, dan sal jy weet, hy is baie simbolies in sy evangelie, en dis wat ons vanoggend lees. Hy is anders as Markus, Matteus en Lukas. Hy is baie simbolies, so hy probeer die hele tyd vir ons beginsels kommunikeer. Daar's altyd 'n boodskap en 'n betekenis en 'n dieper betekenis agter. Hy het nie net belang gestel om vir ons die belangrike inligting of kronologies te vertel van wat het Jesus gedoen nie. Hy het meer belang gestel om vir ons te sê wat dit als beteken het. Dit was Johannes se hele missie met sy boek. En dis hoe ons dit interpreteer, dat hy is tweeling genoem deur Johannes, want hy verteenwoordig my en jou. Hy sê wat ons sê, en hy lyk soos ons lyk. En dis die een waarvan ek die meeste hou. Hy is eintlik in hierdie storie, vir my en jou, 'n spieelbeeld van hoe ek en jy ons geloof doen. Elke dag in ons lewe. So as ons dit lees, sien dit deur daai lens. Een van die 12 was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Sy naam was Thomas. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.
So, die ander disipel sê vir hom, ons het die Here gesien. Nou, as enigiemand jou Here is, beteken dit jy het jou lewe vir hom neergelê. Hy is die een wie jy volg. Jy is sy slaaf. Jy sal aan elke opdrag van hom, sal jy aandag gee. Jy het jouself onder hom aangestel, uit jou eie vrye wil en keuse uit. Daar's twee maniere van slawerny. Die een manier is jy is gekoop en jy het nie 'n keuse nie. Die ander manier is ek het uit my vrye wil uit my lewe neergelê. Die disippels het uit hulle vrye wil uit besluit, Jesus is hulle Here. Hulle is nie geforseer gewees deur Jesus nie. So ons het die Here gesien, sê hulle vir Thomas. Die Here wat ons vir 3 jaar lank gevolg het, die een wat ons op water gesien loop het, die een wat al die wonderwerke gedoen het, die een wat ons almal weet dood is, wat gemartel is, dood is aan 'n kruis en toe begrawe is, ons het hom gesien. Maar hy sê vir hulle, Thomas, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy steek nie, sal ek nooit glo nie. So, hierdie moet vir my as 'n mens sin maak en in my brein kan inpas. En die enigste manier vir my om dit in te pas is ek moet dit sien. Ek moet eers sekerheid kry voordat ek hierdie glo. En die probleem met dit is Jesus kan leef en Jesus kon nooit aan hom verskyn het nie en sy wêreldjie sou so klein gebly het en hy sou geglo het Jesus is dood. Dit is dieselfde krisis waarmee ek en jy sit as ons elke dag leef volgens sien as glo. Ja, ek weet daar's 'n klomp inligting daar buite. Jy kan nie alles glo wat jy hoor nie. Dis glad nie waarvoor ek vanoggend hierso promosie doen nie. Wat ek vanoggend vir jou sê is, daar's net een waarheid. En dis God se waarheid en dis sy woord. Jy het nie nodig om dit te sien om dit te glo nie. Daar's baie van daai goed wat jy nie sien nie, wat jy nodig het om te glo. Voordat jy dit in jou lewe gaan sien, hoe dit uitspeel en hoe dit werk. En hier's van ons wat kan getuig daarvan. Daar's sekere goed wat jy in jou lewe gedoen het, wat jy nie geweet het hoekom dit so is nie, maar toe jy dit doen, het jy later eers tot insig gekom. Jy het later eers tot die openbaring gekom. O, okay, dis wat daar gebeur, omdat ek dit nog altyd gedoen het. Ek het nie eers geweet hoekom ek dit glo nie. So hy gaan heeltemal uitmis op Jesus se opstanding uit die dood. Jesus het fisies uit die dood uit opgestaan, maar dis nie sy enigste probleem hierson nie. Thomas sit met 'n geloofskrisis. Wat nou? Nou dat Jesus dood is en ons het gedink hy is die verlosser van die wêreld. Wat kan ek nou glo van alles wat hy gesê het? Gaan dit nou net oor hom wat uit die dood het opgestaan het, of gaan dit oor my hele perspektief oor die lewe? My geloof het so skade gelei, ek moet dit nou sien, en dan moet dit inpas by my redeneringsvermoë, is wat hy sê. 8 dae later was Jesus sy disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hier's al 11 van hulle. Hoewel die deure gesluit was, hulle is nog steeds doodsbenoud en bang. Nadat Jesus 8 dae terug aan hulle verskyn het en gesê het, vrede vir julle. Ek dink toe ek dit weer hierdie week lees, dink ek, sou dit nie beter gewees het as Jesus net na die voorhede toe gekom het en geklop het nie? Dan dink ek weet nie of dit sou beter wees nie. Hulle sou seker hulle self bietjie vuil gemaak het in daai oomblik, want is dit nie die Jode wat hulle kom haal nie? Maar is dit dan beter om tussen hulle te verskyn? Wel, dit is dalk. Want in hulle koppe het niemand deur 'n deur ingekom nie. So dit kan nie 'n vyand wees nie. En dis hoekom Jesus elke keer begin met vrede vir julle. Want ek dink dit moes 'n massiewe skok gewees het. Ek is doodsbenoud. Enigiemand kan enige tyd my lewe eis. En die volgende oomblik staan daar 'n persoon wat net van nêrens af gekom het nie. Ek dink hy sou so cool gewees het as hy net gesê het, "Wow." Dit sou 'n TikTok video gewees het wat almal wou kyk. Hy sê vrede vir julle, want hy het geweet wat gaan in hulle harte aan. En julle weet, dis wat Jesus kom doen het, toe hy kom leef het op hierdie aarde, 'n perfekte lewe, sodat hy die perfekte lam was, wat vir ons pak slaag kon gevat het, en ons dood gesterf het, en uit die dood het opgestaan het, juis om die dood te oorwin, sodat ons kan vrede hê ten spyte van ons omstandighede. Ek het hierdie laasweek gesê, as jy dit laasweek gemis het, die preek is klaar op YouTube, gaan kyk hom. Ek gaan dit vinnig net weer herhaal. As Jesus sê vrede vir jou, dan beteken dit vrede ten spyte van hoe dit met jou gaan. Jesus beloof jou nie, geen evangelie onder die son nie. Jou Bybel beloof jou nie, dit gaan met jou goed gaan as jy die Here dien nie. Want dit gaan nie oor jou nie.
Wat jou Bybel wel vir jou beloof is, jy hoef niks meer te vrees nie, nie eers die dood nie, ten spyte van hoe dreigend jou omstandighede is. Dis 'n plek wat ons noem die Here se rus. Om in die Here se rus in my lewe in te beweeg, beteken om alles in perspektief te sien en te sê, niks kan my verlossing van my af wegvat nie, wat 'n geskenk is van die Here, en niks kan my verhouding met die Here verwyder in my lewe nie. Maak nie saak hoeveel ongeluk en hoeveel teenspoed my tref nie, ek het alles gekry wat ek nodig het in hierdie wêreld. Dis wat Jesus gebring het. Vrede ten spyte van omstandighede. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Wat 'n oomblik van verleentheid as jy my sou vra vir Thomas. OK. Kan jy let net op dat Jesus sê vrede vir julle. OK Thomas, kom. Jesus het geweet wat het Thomas gesê, terwyl hy nie eers by hom was nie, want hy is alwetend. Hy weet wat gaan in jou en my hart aan. Hy weet wat se vrae vra ons, hy weet wat ons dink. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. En hier bewys hy dit, hy daag net op. Jy's nooit alleen nie. Jy weet daai ding wat jy doen as jy alleen is, jy dink jy's in die donker en niemand weet daarvan nie, daai klein geheimpie wat nie eers jou vrou of jou man van weet nie. Hy's daar. Hy weet alles. Altyd. Hy daag net op en hy sê, OK, kom Thomas, bring nou daai vinger, daai arrogante vinger van jou, en daai hand van jou, steek hom hier in. Nou, dis bietjie grous. Kom, bring. Sit dit hier in. En dan sê Jesus vir hom, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Wat 'n mooi oomblik van genade. In ons arrogansie sal Jesus nog steeds opdaag, en hy sal nog steeds kom en sê, hier's ek. Want hy het nie gekom om jou te los soos jy is nie. As hy besluit het jy syne, dan is jy syne. En hy sal als in sy vermoë doen. En hy sê jou kry, want hy is God, almagtig. In 'n oomblik van genade wys hy vir hom en sê hy vir hom. En hy gee vir hom leiding, moenie langer ongelowig wees nie. Ongelowig is in elk geval 'n sonde. Om nie jou geloof en vertroue in die Here te sit nie, beteken jy sit jou vertroue in jouself en jy's 'n sondige mens wat in sonde gebore is en die uiteinde daarvan is dood. Hy sê met ander woorde vir Thomas, ek het jou geroep vir lewe. Asseblief lewe nou. Wees nou gelowig. Oortuig. En kyk hoe antwoord Thomas hom. Thomas sê vir hom, my Here en my God. En hier is die hoogtepunt van die boek van Johannes. As jy die evangelie van Johannes lees, en jy het hom by Johannes 1 begin, ons doen dit nou in die woordskool op woensdae aand ook, sal jy weet, Johannes se hele missie is om mense te kry, om te glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is, en hy kom doen wat hy gesê het hy doen. Hy was die seun van God, wat 'n straf kom vat het, wat gesterf het en uit die dood het opgestaan het. Dit was Johannes se hele missie. En hier kom Thomas, my Here, hy stel hom, hy sê gewilliglik is u die een wat die kitaar slaan in my lewe. U is in beheer, ek volg u leiding. Ek luister na u. Nie na myself nie, en ek hoef nie vir alles 'n bewys te hê nie. Ek volg, soos dat ek 3 jaar lank gevolg het, nie alles verstaan het nie, maar ek het gevolg, volg ek. En my God, u is almagtig, alomteenwoordig, alwetend. U is soewerein met ander woorde. So hier erken hy dat Jesus God in 'n lyf is. Dis die hoogtepunt van Johannes se evangelie. Hier's 'n ou wat oortuig is dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Die seun van God. My Here en my God. Nou, hy het nie net gesê, nou glo ek, u het uit die dood uit opgestaan fisies nie. Hy het nie net dit gesê nie, so hy het nie in daai oomblik net tot geloof gekom dat Jesus weer leef nie. Hy het tot die oortuiging in daai oomblik gekom, dat alles wat gesê is tot nou, is waar. My geloof in die totaliteit in God is herstel. Ek kan hom vertrou met alles wat gesê is en gedoen is sover. Nie net die feit dat hy leef nie. My Here en my God. Die Here het sy geloof in totaliteit herstel in daai oomblik.
let net gou ook op. Nêrens lees ons dat hy wel sy vinger in Jesus se hand gedruk het of sy hand in Jesus se sy gedruk het nie. Want ek dink op daai stadium was dit bietjie belaglik. Om dit te doen. Hier staan Jesus en hy wys vir hom die merke. Nêrens lees ons dit nie. So ek dink hy het berou getoon ook in daai oomblik. En toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat gesien het, en tog, wat gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. So Jesus tref hierso onderskeid teenoor die twee verskillende maniere hoe ek en jy glo. Onthou, ek en jy sê 'n spieelbeeld van Thomas in hierdie storie. Hy sê daar's twee maniere hoe ons kan glo. Die een is, sien is glo. Thomas het dit sopas gedoen. Die ander ene het gesê, ek glo al het ek nie gesien nie. Ek vertrou dat dit wat ek gehoor het, gebaseer op die getuienis van die disippels, glo ek. Nou, dis presies hier waar ons 'n krisis beleef, veral in die kerk vandag. Want daar soveel nonsens van so 'n platform af aan mense oorgedra en mensgemaakte twak. En omdat dit reg gevoel het ek dit net geglo. Dan kom ek later in my lewe agter, dit is al die tyd 'n klomp nonsens en dit is eintlik gebruik om my te manipuleer en daar was al die tyd 'n agenda met dit. En dan gee ons gewoonlik die ou wat daar voor staan die skuld. Maar jy lees nie jou eie Bybel nie. Jy spandeer nooit tyd saam met die Here nie, maar dis die ou wat daar voor staan se skuld. Jy sal nooit in jou lewe kan onderskei tussen wat is waar en wat is vals, as jy nie die waarheid ken nie. En die enigste manier om die waarheid te ken, is om dit self te lees. Is om dit self te weet. Is om self 'n persoonlike verhouding met die Here te hê. Jy gaan nooit 'n vals profeet uitken in jou lewe, as jy nie die Here ken nie. En Jesus sê, gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Glo jy nou omdat jy my gesien het? Of my gehoor het? Thomas, dis nie die pad om te volg in jou lewe nie. Dis nie waar jy moet leef in jou geloofslewe nie. Nou kom ons raak verskriklik prakties om hierdie boodskap baie prakties te maak. Wat is waar en wat is vals? Ek gaan 'n paar voorbeelde noem, maar jou Bybel is vol van hulle. Die een ding wat ons Bybel ons leer is, die wat wil eerste wees moet laaste wees. Enige iemand se pad, as jy die Here dien, as jy sê ek het 'n persoonlike verhouding met die Here, ek het myself neergelê, hy is my Here en my God, dan vat jy sy woorde en jy doen dit. Of jy dit verstaan of nie. En wanneer jy dit doen, gaan jy gelukkig wees op die eind van die dag. So een van daai is, wie eerste is sal laaste wees. Jesus het gesê, julle is nie in hierdie aarde, as jy 'n gelowige is, om posisie te soek, vir jou eie eer te soek, vir jouself te leef nie. Jy is op hierdie aardbol gesit, jy het gekom, en ek was 'n voorbeeld vir jou om te dien. Wie eerste is, moet laaste wees. As jy wil eerste wees, hy het vir sy disippels bymekaar geroep, hulle het gestry oor wie is die beste, en hy sê toe vir hom, die een wat dien. Nee, ek kan ons nou nie dien nie, ek het dan nou gaan swat, en ek het hard gewerk vir my inkomste, en ek verdien hierdie posisie, en ek is nou hierdie leier, en julle moet my met respek hanteer. Dis nie die pad nie, dis nie die manier om dit te doen nie. Nee, maar Jesus, dit werk vir my. Okay, so jy glo nie die waarheid nie, jy leef nie volgens die waarheid nie. Dis maar, dis eenvoudig soos dit. Jy bestaan om te dien, of jy nou 'n besigheidseienaar is, of jy die slimste mens gekwalifiseer is in hierdie wêreld, jy leef om te dien. Dis eenvoudig die waarheid. Of jy nou verstaan hoekom dit so is, en of dit nou moeilik is, en of dit nou te groot van 'n opoffering vir jou is, maak nie saak nie. Jy's 'n geloofsmens. Ek doen dit want ek glo dit. Ek weet nie hoekom ek dit, jy mag dalk nog nie weet hoekom jy dit doen nie. Jy mag dalk nog nooit die vrug daarvan gesien het nie, maar dis hoe ek leef as 'n Christen. Dis eenvoudig die waarheid. Ek kan nog een vat. Soek eers die koninkryk van die Here. Nie jou eie heerlikheid nie. Nie jou eie koninkryk. My vrou, my man, my kinders, my huis, my vakansies, my besittings, my geld nie. Soek eers die koninkryk van die Here. Here, wat wil jy met my lewe doen? Ek hoef dit nie te verstaan om dit te doen nie. Ek kan dit net doen. En die resultaat daarvan sal volg. Dan sal ek agterkom, okay, dit was toe al die tyd die beter manier. Gelukkig is jy as jy dit doen. Die een wat die heel beste vir my uitstaan in vandag se tyd is seks voor die huwelik. Krisis. Almal doen dit.
Ons hoef nie getroud te wees om saam te bly en saam te slaap, nee. Ek gaan nie luister na my Bybel, nee. Beteken maar net, van die kultuur het jou ingelig, en jy leef volgens die kultuur, nie meer volgens die woord nie. Gelukkig is jy, as jy glo, en doen wat die Here sê. Ons van julle wat hier so sit, wat by God se opdrag gebly het, wanneer dit gekom het by die seksualiteit, en vandag is jy gelukkig omdat jy dit gedoen het. Jy maak 'n kas goggas oop, wat jy nie eers gedink het kan bestaan nie, as jy dit verkeerd omdoen. Want God het dit geskape, seks net geskape vir huwelik. Daar's soveel goed in ons Bybel, wat ons nie eers hoef te verstaan om dit net te doen en te glo nie. En dis die punt. Dis die punt wat Jesus maak. Gelukkig is jy as jy net glo. Jesus het gesê, ons bid die Onse Vader. Here, vergewe ons, soos ons skuldenaars vergewe. Vergewe my soos ek die mense in my lewe vergewe. Ons het hierdie ander rympie, vergewe my dit waarvan ek weet en nie weet nie. Dit staan by the way nie in jou Bybel nie. As Jesus ons geleer het om te bid vir vergifnis, was dit geweest, vergewe my soos ek vergewe. Met ander woorde, fokus op daai persone vir wie jy kwaad is, wanneer jy vergifnis vra. En vra die Here om jou te help om hulle te vergewe. Jy weet, vergifnis gaan net een rigting, né? Jy het net een persoon nodig om te vergewe. Jy het twee persone nodig om te rekoncilieer, om die verhouding te herstel. Dit gebeur nie altyd nie, maar jy het net een persoon nodig om te vergewe. Jy hoef dit nie te verstaan om te besluit om daai persoon te skuld te laat gaan nie. Dis 'n geloofsaak. Here, ek vertrou U. Hierdie persoon skuld my dit, maar hulle hoef dit nie meer vir my te gee nie. Dit maak nie dit wat hulle aan jou gedoen het, okay nie. Hulle hoef dit nie meer vir my te gee nie. Ek laat gaan dit. Dit gaan my nie langer pla nie. En partykeer moet 'n mens dit meer as een keer doen. Dis 'n geloofstap. En jy sal gelukkig wees. Ek kan die hele oggend hier so staan en hierdie tipe voorbeelde vir jou uitdruk. Die feit van die saak bly, ons is in 'n geloofsverhouding met die Here en ons hoef nie alles te verstaan om dit te begin toepas in ons lewe nie. Ons moet dit wel ken. Ons moet die waarheid ken. En Thomas het die geleentheid gehad om op die getuienis van die disippels te glo Jesus het uit die dood uit opgestaan. En klaar opgewonde te geraak het daaroor. Hy het nooit opgewonde daaroor geraak. Hy het nooit gelukkig geraak daaroor nie. Want hy moes dit eers sien. Wat leer ons by Jesus in hierdie storie? Nommer 1. Hy bring vrede ten spyte van dreigende omstandighede. Dalk sit jy vanoggend in 'n moeilike situasie, werk verloor of besigheid gaan nie so goed wat jy wil nie, onderhandelinge, verhoudinge is moeilik en al hierdie goeters. Dan is my vraag net, jy sal vrede en rus beleef as jy oorgee, hom jou Here maak en vir hom vra, wat moet ek doen? En vir van julle wat vanoggend hier so sit, is daar 'n direkte Bybelse antwoord. Maar jy ignoreer dit dalk want dit klink nie vir jou logies genoeg nie. Dit pas nie in jou boksie en jou manier van redeneer nie. Dalk is dit al wat jy nodig het om vrede te doen, om uit te vind wat sê die Here oor hierdie spesifieke situasie en dit te doen. En jy sal daai vrede wat hy gebring het, waarvan hy gesê het vrede vir jou, daai rus, ten spyte van jou omstandighede sal jy dalk beleef in jou lewe. Nommer 2, die mens wat fisiese bewyse soek, se wêreld bly klein. Sorry, ek sien daar, soek is se wêreld bly klein. My keyboard het vasgehak op is. Die mens wat fisiese bewyse soek, se wêreld bly klein. Jou wêreld bly net so klein soos jou redeneringsvermoë. God is bo my en jou verhewe. Hy dink buite wat ek en jy kan sien. Hy's altyd in beheer. Hy's alwetend. Hy's alomteenwoordig. Hy sien 'n groot prentjie, ek en jy sien net 'n klein prentjie. Dis al wat ek en jy sien. En as jy waag om jou vertroue op hom te sit, wat alwetend en almagtig is en alomteenwoordig is, gaan hy jou wêreld vir jou groter maak. Jy gaan verbaas wees oor hoe groot jou wêreld kan raak. Dit is, om presies te wees, oneindig. Die Here wil graag, hy sal graag sy kinders lei na dit toe. Nommer 3, wat hy sê en doen is ewig en waar. Altyd. So weet jy, ek gaan dit weer vir jou vanoggend vra, weet jy wat hy sê en weet jy wat hy doen? Ken jy die Here werklik? Of is dit net vir jou emosionele belewenis, iets wat jy hou van om te luister of iets by te woon op 'n Sondag, die res van die week doen jy maar jou ding? Ken jy regtig die Here? Want jy sal gelukkig wees en geseënd wees as jy doen. En jou lewe volgens wat hy sê, inrig.
En laastens, gelukkig is die wat glo op grond van die getuienis van sy disippels. Julle weet, ons sit vandag hier in hierdie kerkgebou staan vandag hier en jy noem jouself 10 vandag 'n Christen as gevolg van 'n ooggetuie wat gepraat het, geïnspireer deur die Heilige Gees. Ons noem hulle die disippels, hulle het die Bybel geskryf wat ek en jy vandag lees. En alles, sy kerk bestaan tot vandag toe nog. Duisende jare later. Daar's min maatskappye wat so lank bly staan. Ek weet nie van 'n maatskappy wat eers 1000 jaar oud is nie. Daar's min bewegings in die wêreld wat so lank bestaan. Als is gevolg van die getuienis van Jesus se disippels. Ons geloof vandag is gebou op wat hulle gedoen het en onder die inspirasie van die Heilige Gees en met die leiding van hulle Here Jesus Christus. Sit ek en jy vandag hier. Het ons nog steeds die geleentheid om God se teenwoordigheid te ervaar, sy almag te ervaar, sy kennis in te bring in my brein en my wêreld groter te kry, as gevolg van hulle getuienis. En dis presies wat met my en jou gebeur, sodra ons geloof in God sit en leef volgens wat hy sê, en ons begin self hierdie wêreld ervaar waarin hy ons bekendstel, word ons ook getuies. Begin jy getuig heel eers aan jou kinders. Begin jy jouself belê in jou kinders. En in jou vriende om jou. En voor jy jouself weer kry, dan sien jy die Here het in hulle lewe ook gewerk, en hy het jou gebruik as 'n kanaal. Hy het jou gebruik. Gelukkig is die wat glo op grond van die getuienis van sy disippels. Gelukkig sou Thomas gewees het as hy net na sy vriende geluister het. Gelukkig is ek en jy as ons, die Engels sê geseënd, blessed, is jy. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons eer U, ons gee al die lof en die eer vir hierdie woord. Here, soveel keer vat ons manier van dink en ons brein en ons redeneringsvermoë oor en moet alles vir ons sin maak soos ons wil hê dit moet sin maak. Maar Here, ons is nie God nie. Ons is nie U nie. Ons het U nodig. Ons is so afhanklik van U. U het ons geskape vir U eer en om afhanklik van U te wees. Mag daar 'n intense, altyd teenwoordige besef daarvan in ons lewe wees. Mag ons dit nooit vergeet nie en mag ons U soek. Mag ons hierdie begeerte wat U in ons wakker maak om U te ken, najaag met alles in ons en U soek en U vind en getuig van ons geloofslewe. Mag ons die goeie nuus oordra, nie net vir onsself hou nie. Here, mag ons wêrelde beleef wat ons nie gedink het kan bestaan nie. Mag U almag ons elke dag verbaas. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.